Shalom. Ek nooi jou om weer saam met my in stilte te kom sit. Om in stilte mekaar te waardeer, om in stilte lewe te waardeer, om in stilte self te waardeer. Ons is besig met 'n kort reeks oor die lense waarmee ons na lewe kyk, waarmee ons na werklikheid kyk. Van dese week is die lens waardeur ons na lewe kyk, die lens van waarde. En skielik word ons gekonfronteer met ons verstaan van waarde. Watse meting lê ons aan wanneer ons aan waarde dink? Want hierdie is so belangrik, want so maklik, afhangende van wat se maatstaf ons aanlê, kan ons so maklik onsself as onwaardig, minderwaardig, van geen waarde ervaar. Kom ons raak vandag stil en ons wonder oor waarde. So maklik word ons gewerf en ingetrek om aan waarde te dink in terme van prestasie, uitsette. Kom ons aanvaar die uitdaging vandag om nuuskierig te raak oor hoe God aan ons waarde dink. Miskien is dit goed vir ons om herinner te word dat ons geliefdes van God is, dat dit finaal ons waarde bepaal en dat dit nie afhang van prestasie, van uitsette. Ons gaan wel ook 'n skrifgedeelte, 'n teksvers gebruik wat dalk ook vir ons iets sê van waarde. 1 Timoteus 4 vers 8. Daar lees ons, liggaamlike oefening het wel waarde. Hier kan ons seker ook enige produksie, prestasie, uitsette vervang. Maar geestelike oefening is baie belangriker, want dit hou die belofte in van beloning, sowel in hierdie lewe as in die volgende. Waarde in geestelike oefening. Miskien is een van die toeganklike geestelike oefeninge waarmee ons besig kan wees, net om weer stil te gaan raak, stil te kom sit. Kom ons doen dit dan. As ons weer bewus word van net ons hier wees, daar waar jy nou sit, die stoel wat jou herinner aan jou tuiskoms, aan waardering vir die elke kontoer van jou liggaam, van jou fisiese hierwees, sonder om veroordelend, sonder om maatstawwe aan te lê, net om jou hier te verwelkom. Net die ruimte rondom jou. Miskien hoor jy 'n voeltjie in jou tuin. Ook daar word geen verwagting van jou geskep nie. Het jy waarde in waardering? Raak dan nou weer bewus van net jou fisiese hier wees. Waardig in die waardebepaling, volgens die waardebepaling van God, wat maar net neerkom op liefde en genade. Raak so bewus van asemhaling, jou deelname aan lewe, jou
ontvangs oopmaak vir om waardige van God te wees. En as jy uitasem, laat toe dat jy lig word, dat jy ontslae raak van dit wat swaar is, dit wat jou wil kom veroordeel, wat jou wil kom intrek in 'n manier van dink, wat gaan oor swaar dra, harder werk. Laat elke ritme van inasem, uitasem, ontvanklikheid vir genade en die waarde daarin, en uitasem, leeg word van druk, leeg word van verwagting. Laat dit vir jou 'n ritme raak. Haal lekker diep asem. En sit net 'n oomblik in hierdie ritme van die inasem en die uitasem. En raak ontvanklik vir waarde. Raak ook nou bewus van jou voete. Jou voete op die grond. Jou voete op die grond herinner jou aan jou begronding, jou grondvesting, jou wortels. Dat jy nie maar net dryf nie. Dat jy nie maar net hang nie. Maar dat jy gegrondves is. Kom ons rus vir 'n oomblik daarin. Rus vir 'n oomblik daarin dat ook ons lewens gewortel is. Miskien voel jy selfs dat jou voete swaar word, terwyl jy so bewus is van jou voete. Rus daarin, ervaar dit as 'n herinnering van grondvesting. Kom ons haal weer diep asem. As ons so asemhaal, herinner jouself weer aan waarde wat in genade gevestig is. Soos asem vry toeganklik beskikbaar vir jou is. Sonder verdienste is waarde ook gevestig in God se liefde vir jou. Terwyl jy so bewus is van hierdie ritme in jou lewe, rus net daarin en kom ons lees net weer saam hierdie enkele vers. Liggaamlike oefening het wel waarde, maar geestelike oefening is baie belangriker, want dit, geestelike oefening, hou die belofte in van beloning, sowel in hierdie lewe as in die volgende. Met dit in gedagte en bewus van ons asemhaling, die waarde waaraan dit ons herinner, kom ons sit net vir die volgende 2 minute of so in mekaar se stilte met waardering vir self, vir mekaar, vir lewe. Sit saam met my in stilte.
Alweer lekker diep asem. En laat toe dat die waarde wat in vrede by jou kom vestig het, 'n werklikheid bly. 'n werklikheid waarmee jy hierdie dag kan deurgaan. Shalom.